altyd 'n voorreg om met jou te praat uit die woord van die Here. Nou die ander dag sê die Here vir my, al wat my keer om vir jou 113 te gee, is 154. Met ander woorde, ek moet iets doen om iets anders te kry. En wanneer God met my so praat, weet ek, hy wil ek moet dit deel. Al wat my weerhou om vir jou 113 te gee is 154. Nou ja, onmiddellik het God my aandag, en ek dink ek het jou aandag ook nou. Wat is dit wat hom verhinder om vir ons 113 te gee? Wat is 113? Nou ja, in die gees, terwyl hy dit vir my sê, hoor ek onmiddellik Korintiërs, en ek gaan kyk toe wat staan in 1 Korintiërs 1 vers 3, en daar staan genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Al wat die Almagtige keer om vir jou genade en vrede te gee van die Here, nie hierdie goedkoop vrede wat jy hier langs die pad in 'n lucky packet optel, nee, genade en vrede van die Here Jesus Christus, nie hierdie goedkoop vrede wat hulle in die koerantberigte van praat, wat net 'n dag lang hou nie hierdie goedkoop vrede wat mense vinnig maak nie, nee, genade en vrede uit die hemel uit. Het jy nie ook genade in jou huwelik, of genade by jou werk, of genade in jou voertuig, of finansiële genade nodig nie? Hy sê, al wat my keer om 113 te gee, genade en vrede is 154, en dadelik gaan kyk ek wat staan in 1 Korintiërs 5 vers 4, toe die Here met my gepraat het, en dit is 'n baie interessante vers hierdie. Hy sê, in die naam van die Here Jesus Christus, as julle vergader en my gees saam in die krag van ons Here, en hy sê vir my, daar, wanneer jy vergader in die krag van die Here, al wat my keer om vir jou genade en vrede te gee is, ons moet saam vergader in die krag van die Here. Daar staan so 'n bietjie meer, ek gaan dit vir jou uitlig, maar God soek dat ons saam vergader in die krag van die Here. Wil jy genade moet vir jou meer word, dit moet die grense van jou horisonne uit verder weier as dit gaan, wil jy vrede moet weier gaan as wat jou begripsvermoë is in jou lewe, wel al wat omkeer is 154 is daai waar jy saamkom en die krag van die Here beginne beweeg. God hou van aanbidding is dit wat maak dat God se sluise van 113 oor jou losgemaak word, genade en vrede. Aanbidding sê, al die aanbidding behoort aan die Here. Baie kere vat ons aanbidding vir onsself. Mense gee vir ons dankies, wat goeie maniere is, dit hoort so, maar dan moet ons, wanneer ons weer tyd met die Here spandeer, en sê, Here, al die lof, al die eer, kom U toe. 154 sê, wanneer ons vergader in die krag van die Here Jesus Christus, die vergadering beteken ons aanbid om al die lof, al die eer, kom U toe. 'n Interessante vers wat ek lees daar in Levitikus, dis nou werklik interessant, in Levitikus 3 vers 16, maar toe hulle nog offers gebring het, diereoffers, ons bring mos nie vandag diereoffers nie, maar toe hulle diereoffers gebring het, moes hulle al die vet op die altaar gesit het, en Levitikus 3:16 sê, al die vet behoort aan die Here. Maar in die Nuwe Testament beteken het so, al die lof behoort aan die Here. Dikwels vergeet ons om van die lof aan die Here te gee. Dikwels vergeet ons om te sê, Here, dankie vir kos en klere, vir vriende, vir 'n huis om in te bly, vir skoene aan my voete, miskien vir die voorreg om 'n bietjie shampoo te hê. Ons vergeet van die goed, ons vat dit van selfsprekend, en toe Nebukadneser die goed vir homself toegeëien het, van selfsprekend geaanvaar het, toe het hy 'n kranksinnige geword, sê die Bybel. God, dat 'n stem uit die hemel gekom en gesê, jou word ontneem die heerlikheid. Al wat my keer om vir jou 113 te gee, sê die Here vir my, is 154, en ek deel dit vandag met jou. Al wat om keer om die sluise van die hemel oor jou oop te maak, is ware aanbidding in die krag van die Heilige Gees, om in sy teenwoordigheid in te stap, in die krag van die Heilige Gees, om aan hom al die vet te gee, al die eer. Sê die Bybel dan nie op een plek, so baie mooi in Johannes hoofstuk 4 vers 23, hy sê, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, en God soek ook mense wat hom so aanbid. Dis interessant dat die Bybel sê, God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Op 'n ander plek sê die Bybel dat God is 'n jaloerse God, en hy deel sy eer met niemand nie. Hy deel nie die vet nie, die vet behoort alles aan die Here. Daardie ware aanbidding behoort aan die Here. Wanneer laas het jy 'n bietjie tyd spandeer in jou gemeente, in jou kerk, wanneer die musiek speel en die
voorsangers, die lofspan is besig om te aanbid, jy sluit jou oë en jy vergeet van wat rondom jou gebeur, en jy sê, Here, baie dankie vir hierdie asem in my longe. Wanneer laas jy dankie gesê vir 'n onderwyser wat vir jou geleer lees en skrywe het? Wanneer laas jy dankie gesê vir ouers wat vir jou gebid het? Dis daar die klein dingetjies wat groot impak maak. Al wat my keer om vir jou 113 te gee, genade en vrede, wat abound, wat oorvloedig is 'n dankbare hart, wanneer jy vergader in die krag van die Heilige Gees. Nou ja, aanbidding is onvervangbaar. Die Bybel sê in Psalm 100, vers 4, hierdie woorde, as jy in sy teenwoordigheid wil instap, if you want to experience presence, if you want to feel God is here, sê Psalm 100 vers 4, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Jy gaan sy poorte, sy teenwoordigheid in met aanbidding. How big is God? How big and wide is vast domain? Dis daar die glimlach wat jy op jou gesig kry, en net dankie sê vir alles wat hy so goed gunstiglik oor jou lewe uitstort en uitgiet. Nou ja, al wat omkeer om vir jou 113 te gee is 154, en 154 is daar waar jy vergader in die krag van die Heilige Gees. Maar daar is 'n bietjie meer in 154, as wat net so op die oog val. Hy praat hier van tug, bietjie van piksla eintlik in 154, want dis die konteks van hierdie woord. Ek wil jou aanmoedig wanneer jy die Bybel lees om hom in konteks te lees en hom nie uit verband uit te trek nie, want dis wanneer 'n mens jou verstrengel in die skrifte. Jy moet die konteks kyk. En 154 sê wanneer jy in die krag van die Here vergader, dan gaan jy sonde oordeel, veroordeel. In ander woorde, jy gaan jouself aan die vyhandige kant met sonde verklaar. En nou lees ek iets baie moois in die boeke Spreuke, veral as heel party skrifte wat verwys na tug. En as jy 113 wil hê, genade en vrede wat abound, wat meer word, wat oorvloedig is, wat soos 'n stuk deeg rys en oor die rand van daardie skottel uitrys en so oorhang, as jy daardie soort van genade wil hê, waar jy kom met mense vir jou genade en het hulle vir jou omgee harte, waar jy kom met jy vrede met mense, niemand wil met jou moeilikheid soek nie, as jy daai soort genade het van Christus hier in die binnekant, moet jy lief wees vir tug. Tug beteken jy moet aanmaning kan vat. Nou lees ek in Spreuke, hy sê een wat die tug lief het, het kennis lief. Jy moet lief wees daarvoor dat mense jou reg help. Jy moet lief wees daarvoor dat mense in jou belang stel en vir jou sê nie so nie. Die maklike platvloerse woordjie is, 'n mens moet nie vir jou vererg nie. Die kinders sal sê, jy moet nie vir jou wip nie, ne? Maar ons groot mense sê, ons moet ons nie vererg nie. Moenie stryd vat nie, sê die ouer mense. Nou ja, Spreuke 12:1 sê, een wat die tug lief het, het kennis lief. Met ander woorde, jy gaan groter word in die kennis van die Almagtige. Spreuke 23 sê, jy moet eintlik betaal vir hierdie tug. Hy sê, koop waarheid, verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Jy moet dit koop. Jy moet bereid wees om te betaal, dat iemand jou reg help. En dis hoekom mens betaal by universiteite of by skole, of vir enige goeie kursus, betaal mense. Dis nie aldag wat jy goed verniet kry nie, en wanneer jy 'n goeie, bekwame mens kry, wat jou reg help in die lewe, moet jy bereid wees om dankbaar te wees, en ons moet bereid wees om te betaal vir tug, om reg gehelp te word. Soos die konteks van 154, 1 Korinte 5 vers 4 is, om in sy teenwoordigheid te vergader, en sê, Here, tugtig my, help my reg, en ek veroordeel sonde. Dan gaan God 113 oor jou uitgiet in 'n mate wat jou verstom, dit sal jou versla laat, God gaan genade en vrede vir jou vermeerder. Waarom praat ek met jou oor hierdie goed? Want die Here lê dit op my hart om dit met jou te deel, want hy wil sy genade in jou lewe meer maak. Maar jy moet bereid wees om reg gehelp te word. Party mense sê, so laat ek nie met my praat nie. Ander ou sê, so laat ek nie met my mors nie. Ander een sê, so laat ek nie met my talk to my lawyer, sê iemand anders, don't talk to me. Jy weet, dit is 'n soort van 'n gesindheid wat jou nie ver kry in die lewe nie, want jy wil belangriker wees as ander mense, maar kom ons maak onsself
minder. Hy wat hom verneder sal verhoog word. Ons moet sonde veroordeel, ons moet onsself 'n vyand van sonde maak, en dan plaas ons op die plek waar God sy guns oor ons uitgiet. Al wat jou keer om 113 van hom te ontvang is 154, maar eintlik het die stem dit anders vir my gesê. Hy sê, verwysend na sy guns wat hy wil uitstort, hy het dit so vir my gesê, al wat my weerhou om 113 te gee, is 154. Met ander woorde, God wil genade gee. Hy wil, maar daar is iets wat hom keer. 'n Mensdom wat nie bereid is om in sy teenwoordigheid in te gaan en afstand van sonde te doen nie, en bereid is om reggehelp te word nie. Jy sien die kerk, die Breë kerk, en ek sê dit met groot sagtheid van hart, die Breë Christendom, as ek daai woorde kan gebruik, het versoen, het in 'n huwelik gegaan met sonde, met 'n aanname dat 'n wanpraktyke is alright, ek is gewas in die bloed en ek kan maak soos wat ek wil. Jou siel is dalk gered, die klem op dalk, maar jy gaan nie sy guns op jou lewe ervaar nie. Daar is rusbindinge op jou lewe. Baie gelowiges kom nooit by die plek van die volle seën uit nie. En al wat Jesus keer om 113 genade en vrede oor hulle uit te gee, is daar die plek waarop die gelowige moet kom, is om te sê, ek veroordeel sonde, ek maak met God reg. Nou, ek weet, julle weet waarvan ek praat, as ek sê, ek hoop julle weet waarvan ek praat, as ek sê, ons het as kinders groot geword met tug, met reghelp, ons het so 'n leerriem in die huis gehad, waarmee pa ons getugtig het, en sy naam was meester, op die leerriem was daar meester ingegrafeer. Nou, ons het nie baie natuurlijk van meester gehou nie, wie hou nou van tug? Soos meester is gereeld weggegooi, is miskien op die huise dak, as pa vir meester soek, is meester weg. Maar nou ja, dan pa ander methode gevind om ons te tug, en dan as hy die dag die geete skoonmaak, en kom hy agter, hier lê meester in een van die geete van die huis. En dan het pa weer vir meester lekker op sy plek neergesit. Die Here is ook lief vir tug. Want die Bybel sê in Hebreërs hierdie woorde, hy sê, 'n seun wat sonder tugtiging is 'n onegte seun. God tugtig die wat hy lief het. En kom ons kweek 'n gesindheid aan, dat ons reggehelp moet word, en reggehelp wil word. Ek lees in die Bybel 2 keer, dat Jesus die tempel gereinig het. Die een keer het hy vir hom 'n riem gevleg met touwtjies, het sweep, en hy het die tempel skoon gemaak. Jy het dit gelees, daar in Johannes 2 vers 23, en nadat hy dit skoon gemaak het, sê die Bybel daar tekens, bekerings, gaan lees het self in Johannes 2, plaasgevind, wonderwerke het gebeur. Die volgende keer toe hy weer die tempel reinig was aan die einde van sy bediening, net voor sy kruisiging, in Matteus 21, en die Bybel sê, nadat hy die tempel gereinig het, het daar blindes en krepeles na hom toe gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Wil jy nie maar ook jou tempel, jou liggaam wat 'n tempel van die Heilige Gees is, wil jy hom nie ook maar vir die Here gee, en sê, Here, laat hierdie tempel gereinig word, van die goedjies waarvoor ek lief is, wat U nie behaag nie. Ek kom agter in my lewe, sy Gees spreek my aan oor dinge wat ander mense dalk nie pla nie. Jy net gisterand toe sê ek vir my kinders, ag, papa is jammer oor die en daai en dit. Sê, papa, maar dis mos nou niks om oor jammer te wees nie. Dis gewone praat daai. Maar jy sien hoe nader mense in die Here wil kom, hoe meer wil hy met jou praat en sê, sorteer maar hierdie dingetjie en daai dingetjie uit. Ag papa, dis mos niks daai nie. Nee, kom ons sê, Here, nader my God, nader by U, maak hierdie tempel skoon, sodat blindes kan sien, sodat dowes kan hoor, sodat krepeles kan loop, en hy sal hulle gesond maak. Miskien is daar in jou tempel ook reiniging nodig, miskien is daar ook dinge wat jy van afstand moet doen. Ek het 'n oom in ons gemeente gehad, hy het die sê ding gehad, hoe nader 'n mens aan die lig kom, hoe makliker sien jy die skilfers op jou skouers raak. Vriende, hoe nader jy aan Jesus kom,
hoe meer wil jy skoner en skoner word. Al wat hom weerhou, om genade wat abound, wat oorvloedig is oor jou uit te giet, vrede wat alle verstand te boven gaan, al wat hom keer om 113 te gee, is 154, dis daar die aanbidding van 'n rein hart, hy wat sy hande ophef na die heiligdomme met 'n suiwer hande en 'n skoon hart, wat in die heiligdomme ingaan en God aanbid in gees en in waarheid, waarvan die tempel gereinig is. En ek sien God wil dit oor jou uitgiet. Hy sê ek wil dit doen. Ek wil jou vat na jou volgende vlak van herlewing, na jou volgende vlak van deurbrake, na jou volgende vlak van wonderwerke, na jou volgende vlak, ek wil dit doen. Maar al wat my keer is 154, daar waar jy bereid is om te aanbid, met 'n skoon, suiwer, bedroglose hart. Ek wil jou aan jou hand vat en saam met jou op hierdie reis gaan, waarin jy sê, Here, is daar in my lewe nog 'n ding wat u hinder? Want jy sien, het help nie, ons steek ons hande op na die hemel en ons aanbid hom, maar dis met 'n vuil hart nie. Ek kan hoor hoe God se gees nou in harte begin praat, oor dinge wat hom hinder. Jy sien, dit hinder jou partykeere, dit pla hom baie meer. Daarom sê die Bybel, as jy jou offer wil bring, en dat jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou offer, en gaan versoen met jou broer eers. Op een plek sê Paulus, dat hy iemand oorgegee het aan die Satan, tot verderf van daardie ou se vlees, sodat sy gees gered kan word. Het moet verskriklik wees, as daar boetes op ons lewe kom, omdat ons as gelowiges, se lewe nie in orde is, en die Satan aan ons liggame begin verrenoveer, sodat ons siele gered word. Jy sien, baie kere gaan mense deur verrenovering, deur skades, om hulle tempel skoon te kry, sodat hierdie tempel reiner en skoner kan word. Het jy agterkom, soms is dit storms wat mense nader aan God trek. Ek wil eerder sê, Here, help my, ek wil nie storms met my nader trek nie, ek wil nie hierdie vlees moet verderf word, sodat my siel gered word nie, ek wil graag hê, my liggaam, my siel en my gees moet u aanbid. Wil jy nie ook so sê nie? Wil jy nie ook sê, Gees van God, praat met my? Wil jy nie ook sê, nader my God, nader by u? Vriende, dan is ons nou op die regte vlak, op die regte tyd, op die regte plek, om met hom te praat. Kom ons praat met hom. Here, u weet waar ek moet verander. Ek wil vandag sê, ek soek 113. Ons weet, daar die plak met die naam meester opgeskrywe is nie altyd lekker nie, maar ons wil vandag reg gehelp word. En wanneer u met ons praat, wil ons luister, ons wil nie stryd vat nie. Ons wil ons nie vererg nie. En Here, ons wil graag gaan regmaak, of dit 'n predikant of 'n pastoor is wat ons met ons gepraat het, of dit ons ouers is wat met ons gepraat het, of dit onderwyser is, en partykeer is dit nie moeite werd om net stil te bly en te luister, en saggies na die Here te gaan en sê, Here, maak my sagter, maak my stiller, maak my beter. Here, ek wil verander, te wees soos Jesus. En ek bid dan vir elkeen wat na hierdie woord luister, wat vandag sê, meer te wees soos Jesus. Dankie dat die Gees in harte inspreek, in harte inpraat vandag in die naam van Jesus. Ons buig ons voor u neer. Vriend, as jy hierdie gebed saam met my gebid het, wil ek vir jou sê, welkom, jy is op die reis na hoër hoogtes in Christus Jesus. Ek wil jou uitnooi na ons gemeente, om ons te kom besoek, daar in Mamasbury, op die hoek van St. Thomas en Dr. Efraatstraat. Jy is so welkom, kom kuier by ons, en ek glo dis ook in jou hart om hierdie bediening van ons te ondersteun. Stuur my die woord, WhatsApp my die woord ondersteun, en ek stuur vir jou ons besonderhede, en sodoende word jy 'n medewerker van Christus, 'n medewerker saam met hom, om ook die woord van die Here verder te vat, na rigtings wat jou sal verstom. Mag die Here jou seën in hierdie reis van hoër hoogtes. En ek kyk uit om volgende keer weer met jou te praat. God bless you. Love you all. Bye.